Raak môre groot 11, as jy nou ons gaan bykie aangedaag en ons gaan ander die massa bewegings. Raak, ons nou die verskillende massa bewegingsgrond krijg, gedoen nie so, en nou gaan ons net aan na meer, vir vandagse werkie so. Raak, ons bly in ons skrifte mense, jy het later by nummer 5 geëindig, as begin hier so met nummer 6. Mense, ons het dan net nummer 6 werksakking, jy het nog meer lijn getrek, weer nieuwe datum geskryf nie. Nou gaan ons kyk na werksakking. Mense, werksakking gebeur gewoonlik langs die styl helling. En waar hy werksak, mense, is waar daar meer harde gesteentes leed en sagte materiaal. So dan kom beide van hulle voor en dan vind daar een wegsakking plaas. So kom ons kyk hier so. Een blokgrond beweeg langs een geboe vlak. So ek het weer gesê, hier beweeg die blokgrond, dit is so sagter materiaal. Die landmassa kantel agtertoe. Soos het hy nou beweeg, die onderste gedeelte waar die landmassa is, hy beweeg agtertoe. Sê ek vir weer, het vind plaas op styl hellings en dan sagte materiaal leed boop meer weerstandbiedende materiaal. So sagte materiaal is boop. Dan wat gebeur? Een blokgrond beweeg. Langs die geboe vlak, sy beweeg af teen die styl helling. Aan die onderkant, onder die aardoppervlakte, buig die aarde na agtertoe. Omdat hy na agtertoe buig, weet hy van die werksakking plaas. Klaar, so nou ons kyk nou net lekker rustig hier klaar af. Klaar, hier kan ons weer een sketsie. Kijk, wat hy net vir syself te wys hierso. Hy het van boe af, van boe op die helling, het hy afbeweeg, daar waar hy van skaap. Hy het van daar afbeweeg. Aan die onderkant, so jy sien daar staan slant blok, daar het hy terugbeweeg. En omdat hy daar terugbeweeg het, sag die massa grond, en hy gaan daar deur. Klaar, dan kan jy sien op die einde, word hy aan die onderkant, by die taal is, word hy weer meer. Traag, dan kan jy net die mooi kyk, hoe vind dat ook in die plaas. Kijk, nou kyk ons dit vir 'n paar voorbeelde, in die werklikheid die so, eerst weer in die linkerkant, sien ons met die water van die rivier, dan weet al wat hier gebeur is, met die water van die rivier, het hy een beetje uitgekerf van die onderkant. Vraag nou, omdat hy uitkerf, sal hy van boaf uit af, en dit is al weer gebeur. By die rechterkant sien jylle A, B en C. Vraag, nou kan jylle sien by A, die harde gesteente, wat afgesak het, B wat hy afgeloop het, en C waar hy versamel het, aan die onderkant by die pediment. So nou het ons op hoe hy in die werkelijkheid ook kan lyk. Graag, nou by nummer 7 het ons een rotsstorting. En met die rotsstorting is precies wat die woord vir ons sê. Die rotsstorting begin bo ernsstene hang of in een kraans. Rots het op verskillende grootes, van hy losbreek of losraak, en dan soos er een op die ander een val, gaan hulle allemaal saam na die onderkant te beweeg. Ja, dit is een film wat ek hier gesê, kom ek, jy skryf gegaan hier so, nummer 7, rotsstortings, sê ek hier, rotse van verskillende grootes het losgeraak weens verwering en het na die onderkant van die hang geval.
Dit vind by 'n kraans plaas, die tweede sterretjie. Daar is sterretjie. Rotse beweeg na die onderkant van die kraans, by die Thales helling, en is 'n tamelike vinnige beweging. Ja, kyk nie so vooral by die derde sterretjie. Wat ek daar vir jou sê, hy val by die kraans af. En wat as hy by die kraans afval, beweeg hy na die Thales toe. Dit is nie noodwendig dat hy daar sal stop nie. Kyk, en hulle is so groot, gedrag hy deur tot onder by die pediment. Terug nou in dit skryf hy hier af. Ja, kom ons kyk net so goed. Sy prentjie van die werke kyk. Iemand 'n foto geneem het van 'n rotsstorting, kan jy sien die klippe val van bo af. As dat so 'n rotsstorting plaasvind, jy wil nie onder weet nie. As jy onder wil weet, vir die vaak genoeg was dan, dat jy 'n foto kan neem. Hier is nog 'n foto van waar 'n rotsstorting begin, en dan kan jy sien hoe breek die rotse, skeer die rotse basies af daar aan die bokant, maar dit wat net van die krag vooral is. En soos wat hy afskeer, hy kan groot is van, dat hy ook al hoe meer krag by mekaar. Hier is nog 'n voorbeeld, rotsstorting ergens in 'n berg plaasgevind, en die pad is toegeval daarvan. Kom van bo af, kan jy sien, hy daar by die Thales deur, en toe eindig hy onder op die pediment by die pad. Graag mense, nou hier dan net die eenvoudige sketsie wat ek vir julle gee, julle kan sien as die eerst in die bokant kyk, kyk jy toe daar wat in die waterkheid gebeur het, en dan die een onderhoek, kan jy sien, hy begin al by die kraans, hulle breek los, hulle rol af, van hulle versamel by die Thales, ander van hulle gaan tot in die pad by die pediment vlak. Ja, dit is by nuwe opskrifie, dat dit nie meer voorbeelde van massabewegings nie. Dat jy by jou 7 massabewegings al klaargemaak, ons is dat die impak van massabewegings op mense. En mense hierdie, type 1 is weer een type van 'n lang vraagie, wat ek jou vraag, waar is toepas, en ek gee vir jou 'n prentjie, en jy stuur my uit die prentjie uit deur massabeweging, wat kan die impak op die mens wees? En mense, hierdie is maklik. Die eerste een wat altyd weer punte hierso gee, net, eindelijk die eerste 2, wat is altyd begin mee, begin jy mense verloor, hulle lewens, en het beserings. Vaak, daar skaaf jy 2 punte. Maak nie saak wat ek type massabeweging die impak jy moet beskryf nie. Mense verloor hulle lewens of hulle beserings. Daar krijg jy 2 punte. So al die nuwe ouens, 'n lang vraagie moet in 'n paragraaf wees. Dan die tweede sterretjie wat jy skryf altyd. Mense verloor hulle besittings. Nou julle moet nou net kyk wat is op die prentjie. As daar motors is, mense verloor hulle motors. As daar huise is, mense verloor hulle huise. Nou, dit moet nou net wat jy daar deur skryf. Nou gaan ons verder in op die prentjie, en nou op die prentjie, daar eerste 2 is maklik. Nou moet ons gaan afleidings maak uit die prentjie uit, vir ons volgende 4 punte in ons lang vraag. Nou, kom ons sê, dit moet op 'n plaas gebeur, dan sê julle, plase is beskadig. As dit in 'n woongebied gebeur het, dan sê julle, huise is beskadig. Nou, dit is waar jy daar deurgaan. Dan op die plaas, kan jy net sê, vee gaan dood. As daar vee op die prentjie is. Nou, jy kan net sê, vee gaan dood, en hulle wys niks op die prentjie, die mense, kom ons dink net, ons maak het vir onsself maklik.
Nou terug by die huise. Infrastruktuur word vernietig. Reg, jy kan ook sien 'n pad is toegeloop, as jy die infrastruktuur is vernietig. Reg, wat jy daar gaan. Dan vervoer en kommunikasienetwerke word vernietig. Weet jy, as daar nie 'n pad is, die vervoernetwerke, of kommunikasie, as die pad is, die vervoernetwerke kan nie dan werk. Maar die kommunikasienetwerke, moet jy nou kyk. Want nou alles te deel daar selfoontorings. Alles kan nou selfoontoring wees, massabeweging het plaasgevind, hy is vernietig, so jammer, ons kan nie meer met mekaar praat nie. So hy is makkelijk wat jy daar het. Dan ouwens, jy skryf dit vir hierdie af. Lekker rustig skryf ons af. Ja, nou het ons gehad die impak van massabeweging op die mense. Nou het ek die impak van massabeweging op die omgewing. Nou die selfde hierso. Jy sal weer 'n prentjie kry om hierdie te verduidelik. Vraag. Nou die eerste een is maklik. Waar het jy dan weer begin as al massabeweging was? En sê weer, wat gaan dit veroorsaak? Sê dat het lei tot gronderosie. Kijk, hoekom lei tot gronderosie? Dit is so dat die grond afgeskuif het, grondstorting daar plaasgevind het. Jy gaan nou net kyk, wat er type massabeweging praat hulle hiervan. Kijk, dit lei tot gronderosie. Nou die tweede een wat af het. Dit gaan 'n rukkie neem vir enige, of dit gaan 'n rukkie neem om die natuurlike situasie weer daar te kry. Ja, dit is beplan om weer te groei. So uit die eerste tariekie hier sit ek 4 punte. Lei tot gronderosie. Die gronderosie, wat veroorsaak dit? Gaan 'n ruk neem om die natuurlike omgewing weer te herstel. Reg, nou deur die gronderosie, terug na die eerste een. Boude word vernietig. Grasvelde word vernietig. Wat ook al op die prentjie is, dit is vernietig, maar nou is die omgewing. Dit gaan nie huise wees, die mense, het gaan 'n natuurlike omgewing wees. Daar is, nou is soos by 'n vierde nie so, grondverskuivings en wegsakkings kan riviere en damme blokkeer. Kwaliteit van water neem af. Reg, nou op my prentjie, wys dit jou, dit het wegsakkings gebeur, en hulle wys vir die gronderosie. Aan die kante, wys hulle vir die dam. Dan sien jy net, die dam word geblokkeer, of die rivier is geblokkeer. Maar, hy voel nie meer soos normaalweg nie. Wat gaan gebeur? Ja, dan sal van die vislewe doodgaan binne in die natuurlike habitat van die water. Maar daar hoef jy in die hele skryf het vir kwaliteit van die water neem af. Ek moet weet, as die kwaliteit afneem, sal al die volgende gebeur daarso. Jy skryf hier so lekker rustig af, gaan ons aan. Kijk, dit is nog steeds by die omgewing. En dan, dit is alles toepassing wat jy maak op die prentjie, om jou lang vraag hier te beantwoord. Dierelewe en ekosisteme in die riviere word vernietig. Dat wat ek vir jou gesê, kwaliteit van die water neem af, nou is daar skade in die riviere. Habitatte van wilde diere word vernietig. Mense maak het maklik. Hier word die bout vernietig, al die voeltjies wat boor die bome nese gehad het, alle nese is weg. So moet kyk na die goedjies. Dink net, wat gaan gebeur? En dan die laaste een, grondverskuivings en wegsakkings verander die vorm van hellings, berge, word laag en valleie word opgevul. Kijk, nou luister, dan vind die grondverskuiving plaas, dan vind die wegsakking plaas.
Hierdie grond skuif teen 'n helling af of teen 'n berg af. Arends moet hy stop. Nou verander die vorm van die berg en aan die onderkant, waar daar dalk 'n vallei wat gevorm is. Nou stop hy grond binne die vallei. Julle weet 'n vallei het 'n V-vorm. Nou word hierdie V-vorm van die vallei, waar altyd steilkante gehad het, word ewe skielik opgevul as gevolg van hierdie grond wat afgekom het. So dit is net logika wat ons hierdeur krijg, maar mense kyk na jou prentjie, dat ons kan sien, dis reg op my prentjie, nee, dis verkeerd op my prentjie. Strategie om die effect van massabewegings te voorkom of minder te maak. Skies, ek sien ek net minimiseer, kan minder maak. Dit is nou my volgende opskrif hierso. En waarna gaan ek kyk hierso, as ek dit wil recht kry? Ek wil nou kyk, hoe gaan ek 'n massabeweging kan stop? Mense hierdie is gewoonlik so 4-punt vraag. Om te gaan hierso, eerst een, plante groei op hange. Maar mense maak het maklik, kyk by die regte type plante groei op die regte hange. En onthou nou, in die suidelike halfrond is ons noordelike hange die warmste. So dit gaan nie help nie, ek plant al hierdie mooi goed op die suidelike hang en alles ryp dood nie. Verstaan jy wat ek vir julle probeer sê met die regte plante groei op die regte hange? Beperk die constructie van groot gebouwe op hange. Ja, hierdie mense met hulle baie geld en het bly mooi hoog teen die berg op, maar kom ons beperk dit, dat hy nie te veel word nie. Gradiënt van mynhope moet nie te styl wees nie. En luister, dit is nie meer rare vir ons belangrik hierdie die gradiënt van mynhope nie. Ja, dit is op sekere plekke, hy staan nog steeds en nou het hy om daar gebouw, hy is klaar daar. Maar nou moet ons om net recht hou, dat hy daar deurgaan. Dit is die ouds in Elspark nie, Elspark weet precies hoe voel het Augustus, September maand, as al die winde daar waai. Hoekom? Want die hellings is te styl, die plante kan nie daar groei nie. Graag mense nou, as die daar onder in Elspark, daai mynlope, is net dat die hellings wat te styl is, dis ook nie as die wind waai, dat die sand oor te gaan. So hellings kan nie die laar gemaak, gaan die wind boer gaan, so die myntaan gaan die rondwaai. En dan sê ek ook vir julle, bou kanale om oortollige water van die hange af te dreineer. As oortollige water is op die hange se gereden, dan kanale wees waar die water kan wegvloei. Hoe nie dat hulle afvloei nie, want dan is die gronderosie wat daar teer gaan. Raar. Mense dat hulle hierdie klaar afgeskryf en dit is die einde van die werk. Ouwens, volgende periode gaan ek begin met kaartwerk. Dan gaan ons kaartwerk hersiening doen van alles weer. Dan gaan ek weer die hele gaan met die graad 10 en die graad 11 werk, wat allemaal recht is met kaartwerk. Vir die ouwens, vir die nieuwe ouwens, kry nie veel kleiner skrif, as jy later vir jou groter skrif gee, dat is om in hom kan werk met jou kaartwerk, vir die 2 boeke apart kan hou. Ja, tot ziens graad 11, ek sien julle ouwens weer later.